Môre almal, voel thuis en voel welkom. Lottie van die Kaap af, wie is dit nou? Wat ek moet welkom heet. Welkom hier by ons. Bring die Kaapse weer sommer so saam. Ons is bly almal is hier. Die ou verkoue het ons. So, maar dis goed. Ek weet dan die mense daar by die huis, hulle is reg. Hulle wil net nie kom aansteek en hoes. So, maar ons verwelkom ook vir elke een. Ons het so baie kykers daar buitekant. Vir elkeen daar buite ook. Wat vir ons kom inloer. Maar hulle loer nou so en nou raak die kerk leeg. Ja, nee, die bokkers, hulle moet kom kerk kom. So, daar is al die advertenties en die afkondigings en die advertenties en alles so. Ons wil ook net vir almal baie dankie sê. Ons het gister so lekker gekuier. Dit was nie 'n kerkbazaar nie, dit was elkeen net sy goedjies gebring en sommer net om weer vreedsaam gewees. Amen. So almal wat dit vir ons moontlik gemaak het, was baie lekker en ons waardeer dit. Elkeen het gehelp. Is daar ietsie wat ek nou mis? Hoekom moes jy, Johanna? Waar was jy gewees? Jy weet ons almal het maar so 'n proesie moenie waarin. So, verder sal jy vir ons open, jy is hier in my skiep. Dan kan ons lekker saam staan en lekker sing. Here Jesus, ons sê vir U weer eens dankie vanmôre, Here, dat ons weer as 'n gemeente hier by mekaar kan kom, Here. Here Jesus, om weer U naam te kan kom hoogdra. Here Jesus, ons sê ook vir U dankie dat ons die geleentheid gekry het om dit te kan doen, Here. Dis nie almal wat die geleentheid kry nie. Here, ons sê, vra net ook dat U vir ons sal seën vandag met alles wat gaan gebeur, Here Jesus, met die nagmaal wat voor lê, Here, dat U vir ons elkeen sal ryklik seën en elkeen wat siek is, Here, dat U die siekte net sal verwyder, Here Jesus. Ons het nie die siekte nodig nie, Here, want ons aanbid 'n lewendige God. En ons sê dankie daarvoor, Here, in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Daar sê, kom ons staan en dan gaan ons lekker saam. So ook Glenn wat ook hier so, julle het ons al gehoor tokkel. Ek wil net een ding sê. Ek wil net sê, prys die Here, ons is kinders van die Here. Amen. Prys die Here. I
Men daar het ons sommer ons teksie ook. Ek wil miskien net so een teksie by, of net saam lees. Waar is ek dan nog vanmorgen?
Ek soek my nog self hier om koeie vanmorgen. Hier in Mattheus 27 wil ek graag vir ons 'n stukkie bylees. Mattheus 27 vers 51 tot 53. Hy sê, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van ontslape heiliges het opgestaan. En dan wil ek sommer net vir ons daai Markus 15 vers 28 ook net 'n stukkie. Markus 15 vers 38, skuis tog, ek sit by die brille en lees ek nog altyd verkeerd. Wat hy ook daar vir ons sê, en die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder. Nou vanmorgen is dit vir my baie kosbaar. Ons het 'n lekker nagmaal vanmorgen. En ons dank die Here dat ons vanmorgen kan hier staan of kom sit het en kan opgestaan het. En dit is 'n voorreg in die Here se hand. Ons aanvaar hierdie dinge sommer net van selfsprekend. So ons is God dankbaar daarvoor. Nou vanmorgen, terwyl ek nou sommer so 'n bietjie wat ons wil gesels oor hierdie voorhangsel, hierdie gordyn, dan dink ek vir my weer so terug in ons skooljare. Daai tyd wat daar was nog nie TV gewees. Dus ons dan net, wat noem hulle hierdie projektors. Nou Goggas was ons nou ook projektor, en dan so een keer 'n maand dan het ons nou die hele dorp gekom TV kyk. Dis 'n snaakse ding gewees. Yes, like, die hele dorp se mense is daar. Ek onthou vir Kiepie en Kandas wat so huil. Yes, like, en dis na die tyd is jy so verlief op daai. Wie's nou, laat ek nou nie verkeerd, wie was dat die vrou gewees? Dat ek wat altyd klink dan vir my so Kandasserig. Want ek nou nie sê ek is op die man verlief geraak nie. Maar 'n man mag mos daarom as jy so bietjie jonk is. En dit was 'n mooi meisie gewees. So dan jy nou so vir 'n weekietjie want dan sommer dat in 'n trance oor die mooi girl. Maar dit was vir my so besonder gewees dat ons hele ou dorp altyd by mekaar kom. En dit gesels man en dit kuier. Want almal is daar. Want niemand het TV nie. So die slag as jy daar is ek in Windhoek kom, dan is dit mos nou daai van 6 tot 12. Het hulle TV en dan slaat hy bol. So. So dis nou sulke snaakse ou goedjies wat die mense onthou. En dan moet jy nou nie praat van konsertloop hou nie. Nou dan Goggas het ons besoek nou weer vir Heidi opgevoer. Liewe genade. En vir vrot pampoen en stikkende skoen. En so het ons nou genoeg toer met Heidi. Wat die konsertbedryf. Nou daar het ek homself weer verlief geraak op my eie. Want ek was nou dat jou vrot, nie die ou binneband. En laas my was die koerant gewees, maar die koerant het nogal mooi gelyk. Dit was nou, soos ons nou daai tyd, wat was die Observer gewees in Namibia. Die Observer het die laas my gestaan. So, gaan doen, maar gaan Google en hoor maar wie's Observer. Ek gaan nou nie uitbrei in die kerk. So, maar dit is sulke kosbare goedjies. En dit was vir ons ook altyd lekker gewees om konsert toe te gaan. En dan het ons nou maar voor die tyd gaan sit jy en almal is opgewonde en die gordyne is toegetrek en so af en toe dat kom loer daar nou ene die seremoniemeester kom wys net so oor en nou almal is so opgewek man. Jy kan nie wag dat hier gaan nou ietsie gebeur. Verstaan ons, dis die lekkerte van jonk wees man en opgewonde wees. Nou jaag ons maar so, genade. Ons geniet nie meer as jy nou hoor van konsert. Dan ag, Jesus, wat is dit nou?
Dis amper iets wat jy nie meer, maar daai was dit iets om na uit te sien. Werklik, jy daar gesit met 'n opgewondenheid, want jy weet, hier gaan nou iets gebeur, en die ligte is aan, en af en toe, dat seremoniemeester daar, en kom vertel vir jou, hoor julle moet net so 'n bietjie geduldig wees, ons gaan nou die gordyne oopmaak. So jy sit met, en dit laat dink vir my baie aan Filippense 4, vers 6 en 7, wat vir my so, eintlik daar van vers 4 af, Filippense 4 vers 4. Verbly jou in die Here, en wees altyd dankbaar, wees bly man. Wees dit nie lekker, verbly jou in die Here. Nou dis moeilik, ek weet in vandag se tyd is dit baie keer moeilik om jou te verbly, maar wie as 'n mens God ken, as jy die diepte van die Here ken, man, dan verbly jy jou in alle omstandighede. Dan maak dit nie saak nie. Dit kan hoe donker en hoe duister wees, dit maak nie saak. Jy's opgewonde, want jy's opgewonde, want iets gaan hier nou gebeur. Verstaan jy, dis soos 'n konsert, iewers gaan nou iets gebeur. Dis mos nou eers na die tyd, as jy gordyne gesak het van die konsert, verstaan jy, dan raak dit nou donker, en dan raak dit duister, verstaan jy, want die gordyne het nou toegesak, en nou kom daar mos 'n ding van, Jessie man, weer al hierdie lekkerte is nou klaar, die mooi is nou verby, dit was nou so lekker geweest, verstaan jy, dit, in ons geestelike lewe, is dit presies dieselfde mense, elke dag, dit voel vir ons, ons moet net happy wees, jy moet net bly wees, dit moet net voorspoedig gaan, dit moet net, lekker man, daar moet nie hassles wees, daar moet nie obstakel en hindernisse of sikkel, die pad moet net lekker loop man, dit moet 'n aangename storie wees, die oomblik as daar so bietjie hindernisse kom, of hekkies kom, dan val ons sommer, dan is ons sommer mismoedig en ons is, man, ons val sommer in 'n gat, soos wat ek hier eendag gesê het, dat ons partykeer 'n put vir onsself grou en ons loop sit sommer in daai put. Kyk, solank dit goed gaan mense, dan is ons vriendelik en ons is bly. Dis soos wat ek vir 'n ou vriend van my gesê het, toe sy vrou gesê het van, ek het dit ook al hier gesê, wat sy vrou gesê het, as my man bly is ek bly. As my kinders gelukkig is ek gelukkig. Is 'n verkeerde beginsel. Heeltemal verkeerde beginsel, want ons vreugde is in die Here. Verstaan jy, daar is te veel dinge in hierdie lewe wat ongelukkigheid bring. En die Satan, een ding vergeet ons in hierdie lewe, dat solank as wat ons op aarde is, sal die vyand jou nooit alleen los. En baie dinge in ons lewe laat God toe, met 'n rede. God laat hierdie dinge toe, sodat ons kan leer om op hom te vertrou. Sodat ons kan nou vas aan hom. Verstaan jy, so daar so mooi. Nou kom ons by hierdie, ek praat van 'n gordyn. As ek praat van 'n gordyn, gewoonlik hier in die aand, dan trek ons 'n gordyn toe. Dan wil ons nou nie hê mense moet vir jou sien hierdie, want jy weet, kan ons nou nie sien wie loer daar van buite af. Want hier binne in die huis is dit helder lig, maar daar buite kan die skelm inloer. Verstaan jy? So ons trek gewoonlik, ek lag nou nog, ek het dit ook al gesê, maar ek lag nou nog as ek praat van gordyn, dan sit dit dink ek in, nou moet ek eers kyk by watter vrou het in Goggas gewees. Die eerste vrou. Genade mense, dit klink verskriklik. Dit klink of julle nou by die regte kerk is. Nou sê ek by vrou, eerste vrou, dan Goggas sê ek, as jy daar inder het, dan pluk almal die gordyne oop. Daar wagen en seker ook maar almal so. Wil sien wie nou hier gekom. Verstaan dit, nou is dit ook daar, ek sê, juffie, daar ook klomp beskierige mense hierdie. En dis gewoonlik, ek het al gedog as die vrouens, maar die mans loer net so saam. Ja, die hele stand die hele koppe soos hulle daar. Dit is 'n lelike saak, man. En nou die dag kyk ek hier op hierdie TikTok, nou staan en loer die man of die vrou hier deur die gordyn en die volgende oomblik as trek jy ou die blind oop, dan duik daai vrou hier in. Verstaan jy, nou sit ons nou daai storie. Nou ja, ons het dan ook net 'n week of 2 weke, toe loer ek en die vrou dan self.
wie kom ry nou vir Boggas in? Want daar is ander die mense, man. En die wat jy daar sien jy elke dag. Jy raak moeg vir hy ou gesig, man. So, maar net soos in ons eie lewensmense, het ons ook maar 'n manier om 'n gordyn toe te trek. Ook in ons hart. Verstaan jy, want jy wil nie hê mense moet kom inloer in jou huis. Ons tempel. God sê ons is die tempel. Wie daar so kosbaarheid aan die tempel? Verstaan jy, so ons trek ook maar die gordyn toe. Vir alles dinge in ons lewe so 'n bietjie deur mekaar loop en ons val so 'n bietjie uit mekaar uit. En jy wil eintlik maar nie 'n gordyn in 'n masker is maar net dieselfde ding. Hulle werk op dieselfde prinsip. So ons trek maar gordyn toe, hierdie oogies, ons trek hulle toe en niemand kan, of ons dink niemand kan sien nie, maar eintlik sien almal nog altyd binne in jou huis. Want dis nou deurskynende gordyn. Jy kan niks wegsteek, maar ons probeer ons dit wegsteek vir mense. En dan kom die Here Jesus en hy kom pluk vir jou die gordyn oop. Hy kom ruk hom oop. Amen. Sodat mense kan sien, want as ons wegsteek hier binne kan jy nooit genees nie, man. Is dit nie waar nie? So iemand moet kom inloer in jou hart, man. En ons moet oopmaak. Mense, want anders is dit soos 'n gordyn wat permanent toe is. Jy weet, jy hoor hier agter is iets aan die gang. Ons kyk konsert, jy hoor dit werskaf daar, en dis nou pikdonker, want daar die ligte, alles is afgesit. So jy hoor hier binnekant, maar daar gebeur niks nie. In jou lewe is dieselfde, mense, ons sit by die donkerte, jy sien wat gebeur hier buitekant. Jy raak opgewonde, want jy hoor daar is iets daar wat aan die gebeur is. Maar in jou binnekant is dit duister en dis donker, want jou gordyn is toegetrek. Verstaan, jou lewe is 'n donker nes, man. Daar's geen vreugde, daar's niks blydskap nie. Want die een wat altyd dan kom loer, het is ook nie nou daar, hy is nou agter die gordyn. Verstaan, want ons gee nie Christus geleentheid, ons gee nie die Here Jesus geleentheid om ons gordyn oop te trek en te sê, maar ek kan sien in jou lewe. Verstaan mense, ons sit met 'n droogte in ons lewe, ons sit met so, en dis net my eie skuld. Ons kan niemand anders blameer nie. Ons wil so graag ander mense blameer, maar dis my eie skuld, want ek trek die gordyn toe. Is dit nie waar nie? Ek maak my lewe toe vir iemand ander, want iemand wil jou help. Die Here Jesus stuur mense om jou te help. Maar ons hou ons lewe toe. Ons maak dit toe. En ek verstaan dat ons baie keer seer gekry het in die lewe. Maar dit gaan nie help die mense. Ons kan nie so donker, want die Here sê, wees bly in alle omstandighede, man. Jy sê, man, prys die Here as dit moeilik gaan, man. Pluk jy gordyn oop, laat daar ten minste lig in jou lewe inkom. Want nou sit ons by die duisternis in ons binnekant, in ons harte, en ons sit met hierdie duisternis, stoksiel alleen. Daar's niemand wat jou kan help nie, want jy wil nie gehelp word nie. Dis 'n groot probleem. Jy wil hierheen kan, ek het eendag hier 'n preekie gegee, wat ek nog deur die tyd hiermee aangekom het van die ou tuinhuisie, daar waar die gereedskap geberg word. Dis so right, los my hierso, ek is happy, ek is oorait om stukkend te wees, ek wil nie gebruik word nie. Verstaan jy, want die oomblik as ons die gordyn oopmaak, dan is ons bruikbaar vir die Here Jesus Christus, mense. Want ons moet oopmaak, en jy word gesond. Mense, jy sal nooit in jou lewe gesond raak op jou eie nie. Ons het mekaar nodig as kinders van God om gesond te word. Ons het wedergeboorte nodig om gesond te word. Want dis net wedergeboorte wat die gordyn oopbreek. Mense, ons kan mos nie bly by alle maniere van die man. Ons kan mos nie bly tot voor die kruisiging nie. Wat help dit? Waarvoor het Jesus gekom sterwe, as ons net bly om voor die gordyn te staan, man? Ja, die allerheiligste is oopgemaak, want ons staan in die duisternis. Ons het te vrees om die gordyn oop te trek en by die allerheiligste van God in te stap. Ja? Ons het te vrees, ons glo, ek is alright, ek is fine, moet los my maar hier. Maar op die einde van die dag, mense, sit jy met jou seer, en niks gebeur nie, want ons is besorg oor alles. Dis wat die
Hoekom sal God nou skeer maar daai blaadjie uit? Dink julle dit is beter nie? Skeer maar die blaadjie uit as die Here sê wees oor niks besorg nie, want ek voorsien. So as ons bly sit hierso, mense, as daar duisternis vandag in jou lewe is, dan wil ek vir jou sê, jy moet seker maak of God in jou lewe is. As daar onsekerheid in jou hart is vanmôre, oor wie sal God, dan moet jy seker maak, dat is by verhouding met, verstaan jy, want die duisternis moet uitkom, man. Verstaan jy, ons kan nie hier net sit te wag vir, wanneer maak die gordyn oop vir die konsert, dat ons kan geniet nie. Nee mense, nee, hier binnekant, hierin, wanneer hierdie ou gordyn donker gemaak het mense, dan is daar 'n duisternis in ons lewe, en dit verhoed dat ons opgewonde kan raak, man. Jy kan in hierdie duisternis, kan jy opgewonde raak, man, want hier iets gaan nou gebeur, man. Verstaan jy, Jesu mense, iets gaan gebeur. Wie ek glo dat die disippels in daai tyd, ek glo, verstaan, want Jesus het vir hulle gesê, daar gaan 'n dag kom, wat hy voorhangsel gaan skeer, en want ek het gekom om hierdie verhouding tussen julle en my Vader te kom herstel, man. Verstaan, daar is opgewonde. Ek glo so saam met die Here gestap het, en ons stap nou nog saam met die Here, dan moet daar 'n opgewondenheid raak kom, man. Ons moet opgewonde wees, want Jesu mense, iewers gaan die toneel begin, man. Jo, hey man, iewers gaan hierdie konsert begin, en dan is 'n mens, Jesu man, daar is blydskap, man. Nou sit ons en ons wag met verwagting. Jesu, ons sit en wag met verwagting. Ons is soos Gogga mense, man. Ons ken die konserte, maar ons is opgewonde. Ons weet iewers gaan hierdie gordyn oopgetrek word. En as hy daar oopgetrek word, dan is dit 'n handeklap. Jesuslik. Want almal sit daar, almal is gereed om nou die konsert. Ja. Jesu mense. Dis goed wat my opgewonde maak, want die Here sê, as hy daar oopgetrek word, wat sê die woord vir ons so, maak julle, moet niks besoek, maar laat julle begeertes en alles deur gebed. Deur gebed, bekend en smeekinge met danse bekend gemaak word aan God. Mense, deur gebed. Jy verstaan jy, die gordyn het oopgegaan. Halleluja, man. Die gordyn het oopgegaan. Ons sit nie meer in duisternis, man. Ons sit nie meer in donkerte nie. Want die gordyn het oopgegaan en die ligte het aangegaan. Jy kan nou sien wat gebeur het. Dis dit, halleluja, man. Jy sien, ek het verkoue, maar nou raak ek opgewonde, man. Ek gaan hierdie ding nou preek, dat die spoekspan. Halleluja. Jesusie, man. Verstaan jy, want die gordyn gaan oop, man. En as die gordyn, mense, hoeveel van ons het in duisternis gesit, man, voordat ons die Here Jesus geleer ken het. Jesusie, ou Dries het ook vir my weer so mooi ding gestuur. Hy sê dit gaan aan af, maar hy prys die Here. Ek sê halleluja, Dries. Ons almal gaan aan af, maar ons prys die Here, man. Verstaan jy? Want dit was genoeg dat ons in die duisternis gewandel het. Dit was genoeg dat ons in die duisternis gesit het. En toe die gordyn oopgaan en ons hierdie wonderlike God ervaar in ons lewe, toe wil ons net gesels, man. Nou, jy hoor mos, as daar gepraat word, dit word hande geklap en word gefluit vir die kunstenaar van die besig. Nou, hierdie is nou nie 'n kunstenaar nie, maar hier wonderlike God wat hier, verstaan jy, hier begin 'n lied in ons hart wakker word, man. Ons kan nie genoeg praat nie. Jy moet hieronder, het jy al gesien? Jy sien hierdie kunstenaar, dit praat. Jy sien maar nou slaag sy dit wonderlik in. Verstaan jy, ons hou ons jou bekke dag dit, man. Jy moet sê, wat se dooie? Nee, dis konsert, man. Dis konsert, ons gesels saam. Dis lekker, man. Jy sien net so met dit met God. Verstaan jy, is lekker, die gordyn het oopgegaan, man. En verstaan jy, ek sit nie meer in duisternis nie. Ek sit en wag nie vir ander goeder om te gebeur nie. Want ek het die gordyn oopgemaak in my lewe. Ek sê, Here, kom in. Kom in, man. Kom maak 'n change. Hierdie donkerte moet wyk, man. Hierdie graf moet leeg kom. Hierdie dood en hierdie stank hier binne in my lewe. Hierdie grot moet wat so vrot, hy moet begin potpourri gespuit word. Ja, jy moet lewe kry, man. Yes, die mense ons moet 'n geur van Christus afgee.
Hey, halleluja. Dis dinge wat vir my opgewonde maak, man. Amen. Dis gebed en ons weer nou, hy sê my smeekinge, dis nog dieper. Ja. Dis dieselfde, dis net nog dieper. Jy moet man, Here, ek kry nie genoeg nie. Ek wil nie net bid die Here. Ek wil dieper gaan. Verstaan jy? Ek wil diep smeek by U, Here. Hey mense, wie, dis daai wat ons gaan sit in die see of jou altaarplek en sê, "Jo, Here, ek is vraatsig. Ek is vraatsig na U, my God." As 'n wel vriend gesê het, jy moet 'n mens nooit oorvreet gee nie. Hy moet nog honger bly. Nou dis presies wat die Here vir ons in Matteus 7 vers 7, hy sê soek en jy sal vind. Toe ons moet vanmôre, ons moet nie net by gebed bly nie. Ons moet by smeekinge kom. Ons moet soek en ons moet soek want die konsert raak al hoe lekkerder. Nou, die blyskap binne in my raak al hoe lekkerder. Hoe meer ek groei in die Here, hoe meer maak dit vir my sin. Verstaan jy? Hoe meer ek groei, besef ek, Here, maar vir hoeveel jare het ek met 'n duisternis in my hart rondgeloop en nou geniet ek vir U, my God. Hey mense, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. En dan word die gordyn weer toegemaak, maar dis nou dankbaarheid. Want ons het geniet. Wonderlik man. Nou kom ons terug na die woord van die Here. En daar sê die Here Jesus Christus vir ons so mooi in sy woord. Maar die voorhangse wat ook geskeur het. Nou is ek het baie mooi gaan kyk, laat ek net kyk waar ek dit neergeskryf. Hy sê, wie met 'n bril loop besoek weer. Ek moet vir my 'n keer 'n ander goed kry. Ag toe maar op die einde van die dag praat die woord van dat hierdie gordyn, mense hierdie is 'n kragtige ding uit God. Van God self. Verstaan ons kom nou uit Adam en Eva waar die mens gesondig het en waar die Here Jesus wat God gesê het vir die mens elke keer julle sal nou met 'n bok slag of 'n dier slag sodat daar bloed vloei. Ek wil hê hierdie bloed moet vir julle herinner aan die sonde wat julle gedoen het. 'n Onskuldige, dis waar hulle praat van hierdie wat sou Judasbok. Verstaan jy? 'n Onskuldige dier moet vir jou as mens herinner dat dit wat jy gedoen het in my teenwoordigheid. 'n Onskuldige dier se bloed wat moet vloei. En nou kom want julle sonde het 'n verwydering tussen my en julle gebring. Verstaan jy? Dis waaroor die hele dinge in die lewe gaan. Die verwyder, die sonde wat gemaak het dat daar geen verhouding tussen ons en God is nie. Maar wie ons God is so kosbaar. Hy kom en hy stuur sy seun, Jesus Christus, op pad na ons toe en hy kom vertel vir ons wat gaan gebeur. Mense, hier is my so mooi ding rondom die kruisiging van die Here Jesus. Dis nie sommer net, hier's gekruisig nie. Dis nie sommer net hier bloed gevloei, hier is nie sommer net dinge het net gebeur nie. Hier is 'n besonderse ding wat die Here sê, en daardie oomblik wat Jesus aan die kruis gehang het, hoor mooi, ons praat nou van gordyn. Nou hierdie gordyn was sekere manier wat dis onmoontlik vir die mens gewees. Onmoontlik vir die mens om hierdie gordyn te kan skeur. Onmoontlik vir die mens om die gordyn te kan skeur. Hoor mooi, ek beweeg na 'n punt toe. Onmoontlik vir die mens, so net vir God moontlik om hierdie gordyn te skeur. Kyk hierdie twee, verstaan jy? Net Jesus Christus, seun van God, die ware God, net vir hom was dit moontlik om te kom sodat God die Vader hierdie gordyn kan skeur deur gehoorsaamheid. Want dit moes 'n lam gewees het sonder gebrek. Nou die mens is vol sonde. Die mens word gebore met sonde. So die mens het nie gekwalifiseer om hierdie gordyn, hierdie voorhangsel te skeur nie. Net Jesus Christus het gekwalifiseer omdat daar geen sonde in hom was nie.
Net hy het gekwalifiseer om te kom, om hierdie skeiding tussen ons en God te kom wegvat. Hey, mense weet, dis nie sommer, ons is nie sommer net met nagmaal besig. Hier's groot dinge. Hier's groot dinge. En Jesus kom. Nou is dit nie meer nodig dat 'n onskuldige ou bokkie moet geslag word. Of 'n diertjie of iets moet geoffer word, sodat bloed kan vloei. Ons lees mos oral in die woord. God is kragtig. Ek dink nie ons besef wie God is. Verstaan jy? Oral in die woord, as ons lees van God, dan hoor ons van aardbewings. As God die aarde kom besoek het, dan bewe die aarde. Daar's 'n kragtige aardbewing wat op die berg Horeb is daar 'n kragtige aardbewing, sodat die volk vir Moses sê, gaan jy op, ons is te bang. Oral waar die Here gekom het, waar God die Vader, is 'n aardbewing gewees. Mense hoor 'n bietjie in jou eie lewe, man. Daar's 'n aardbewing in jou lewe. Iets het in jou lewe gebeur, man. Daar het 'n skudding in jou lewe gekom. Daar het 'n change in jou lewe gekom. Verstaan jy? Waar is die teenwoordigheid van God? En dis sy hart vanmôre, mense, dat ons in die teenwoordigheid van hom moet instap. Want die oomblik toe Moses afkom, het hy nie eens geweet sy gesig blink nie. Van die teenwoordigheid van God. Het jy al in jou eie lewe gesien, mense? Elke een van ons, wat waarlik die Here liefhet, jy begin blink, man. Jy blink, man. Daar's mense wat soek wat jy het, want jy's in die teenwoordigheid van God gewees. En jy loop in die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. So jou gesig blink. Jy kan nie meer dieselfde lyk nie, dit is onmoontlik. Jy sal blink as jy in sy teenwoordigheid. En dis God se verlange gewees, dat sy kinders in sy teenwoordigheid moet inkom, dat hulle kan blink, man. Verstaan jy? Ons is nie boemelaars en bedelaars nie. Ons blink in die teenwoordigheid van God, man. Verstaan jy? Ons is nie besorg oor die wêreld nie, want ons weet wie hierdie God is, want ons blink in sy toekoms, ons blink in sy teenwoordigheid. Halleluja. En hy vra, en Jesus sê, ek sal gaan, ek sal die finale offer weer. Ek sal gaan sodat die bloed kan vloei vir die laaste keer, sodat die mens die voorreg het om in hierdie teenwoordigheid van my Vader te kan instap. Hey mense, is dit nie wonderlik, is dit nie kosbaar? En daardie oomblik, hoor mooi, daardie oomblik toe Jesus sterwe, toe raak dit donker. Donker. Hoekom? Daar's niks so vreeslik as God jou wegtrek, hom wegtrek van jou. Sodat Jesus uitroep, Vader, dis vir my verskriklik dat U my verlaat. Hoe vreeslik, in daardie donker uur, maar in daardie donker uur kom die aardbewing. Hey, mense hoor hierso, in daardie donker uur wat Jesus is, wat God se seun Jesus Christus sterwe, in daardie donker uur, toe kom die aardbewing af, en die aarde skud in die teenwoordigheid van God, man. Yes, man, ek bid so, Here, dat Port-Nolloth sal geskik word in die teenwoordigheid van God, dat die verandering kom, dat ons begin respek vir God kry, man. Dat ons begin eerbied vir God kry, dat ons kan vanmôre sê, dankie Here, dis nie net kruisiging nie, dis waarlik vir my gewees, om 'n geleentheid te kry, Here. Dis nie net vanmôre bloed wat gevloei. Nee, Here, dat ons dorp, dat ons op ons knieë begin kom en sê, Here, ek het eerbied vir hierdie God. Ek het respek vir hierdie God. Ek is dankbaar vir wat hierdie God vir my gedoen het. En hy kom nog altyd en hy kom skud jou huis uit mekaar uit, man. 'n Huis wat miskien God nie gedien het nie. En jou gebed maak dat hierdie God, hierdie kragtige God kom en hy kom skud jou huis. Daar's 'n aardbewing in jou huis, man. Ons moet bid, Here, bring 'n aardbewing in ons huise waar die Here nie gedien word. Here, bring 'n aardbewing tussen ons families, Here. Bring 'n aardbewing in hierdie dorp, my God. Mense, hoe verskriklik. Hoe verskriklik om te val in die hand van 'n lewende God.
Hoe vrees ek om te val in die hand van 'n lewende God? Want God kom besoek die aarde. Nie net weer een keer 'n jaar nie. Nie net een keer 'n jaar nie. Want dis wat die hoëpriester net een keer 'n jaar. En hy sê ek kan nie net een keer 'n jaar. Nee. Ek wil by my kinders wees. Dis die God wat ek ken. Ek wil by my kinders wees. Dis soos ouers wat lief is vir hulle kinders. Daar's niks so lekker as jou kinders rondom jou kombuistafel sit en ons verstaan jy, ek wil by my kinders wees. Dis God se hart. Dis ons harte. Dis God se hart vir elkeen van ons. Ek wil by my kinders en hy kom skud die aarde vir dit wat Jesus bereid was om te doen, om te sterwe. Daardie oomblik toe hy sterf aan die kruis. Toe hy sterf aan die kruis, toe skud die aarde. En die wat God self skeer daai gordyn. Wat vir die mens onmoontlik was. Kom die Vader as gevolg van sy seun wat gehoorsaam was. En gesê het ek sal gaan Vader terwille van die mens wat ons gemaak het. Ek sal gaan laat ek die finale bloedoffer wees. Ek sal gaan sodat daardie verhouding kan herstel by God. En daardie oomblik toe hy sterf, toe skeer daai gordyn uitmekaar uit, want die kragtige hand van God was self daar en hy skeer. Ek sê vir jou, ek glo dat God kon nie gewag het vir hierdie oomblik om hierdie ding uitmekaar uit te ruk nie, man. God was opgewonde, soos wat ons opgewonde is dat die gordyne moet oopgaan, was God opgewonde, man, dat hierdie ding uitmekaar uitgeruk moet word, man, sodat die mens, dat sy kinders met homself in kontak kan kom. Ek dink daar ook klomp hoëpriesters het hulle vrek geskrik. Wie alles is so perfek. So perfek, want dit was juis die tyd. Kyk hoe perfek werk God. Dit was juis die tyd wat daar moes geoffer word. Alles werk God presies. Dit was juis die tyd vir offer. En toe die hoëpriester, ek dink hy het geweet, vandag is my lewe klaar. Want toe hy instap, toe sien hy die gordyn is geskeur. En hy weet, geen mens kan hom skeer. Jesus mense, ek dink hulle het so geloer. Vrekbang. En weet jy wat? Kom ek sê vir jy vanmôre, as ons so vra, pastoor, bid vir my. Sê nie verkeerd die woord sê, ons moet vir mekaar bid. Maar as jy afhanklik raak van my, dan begin stik jy weer die gordyn. Jy is besig om alweer met naald en gare, want jy maak my die hoëpriester. As ons deur Moeder Maria, dan is ons besig om alweer 'n ander hoëpriester. Wat 'n klap in God se gesig. Want die Here sê, jy het nou die voorreg om self te kom instap. Jesus mense, dit is die voorreg. Jy het die voorreg. Moenie 'n gordyn soek. Jy kan met alle respek en eerbied, met vrymoedigheid kan jy self kom instap. Moenie 'n gordyn soek. Moenie 'n gordyn soek. Jy kan inkom. Jy het nie iemand nodig om vir jou te bid nie. En dis wat ek vanmôre of vir altyd vir mense probeer sê. Hoekom bid en vra jy nie self by die Here nie? Hoekom moet ek vir jou bid? Hoekom wil jy vir my 'n hoëpriester maak? Hoekom wil jy vir my Jesus maak? Ek is nie Jesus nie. Ek is 'n mens soos jy. Hoekom moet ek vir jou bid? Dis goed dat ons moet saam bid, dis wonderlik. Maar moenie op my begin vertrou vir jou gebed nie. Dis nie net my werk nie, dis jou werk. Want jy kan instap en sê, Here, hier is ek, hier is Willem vanmôre. Met vrymoedigheid, man. Want hy's daar's niks meer wat verhoed.
dat jy in sy teenwoordigheid, in stilte tyd geniet ons hom. As jy nog so sit en jou trane begin loop, dan moet jy weet, jy's binne in jy's binne in die allerheiligste ingestap, man. Eerste mense is dat ek kosbaar, die gordyn is oop, ek kan in die allerheiligste in, en ek kan my hart uitstort hier voor God. Want dis moenie 'n gordyn bewerkstellig wat nie meer daar is. Hy's weg. Hulle praat van tot 300 priesters was nodig om daai gordyn te dra. Dat die 'n wonderwerk is. In die 70 lappe oor mekaar, dis vryk dik. En God kom maak dit vir ons moontlik. Dat ek en jy vanmôre sy teenwoordigheid geniet. Die verhouding is herstel deur die kruis. Jesus, ek sê prys U, dankie Here. Dankie my God, dat ons vanmôre daardie groot geleentheid, as ons vanmôre aan die nag kom, dan sê ons dankie Here. Dankie dat U gekom het, dat daardie gordyn kan oopgaan. En ons kan God saam met almal geniet. Nie net die hoofpriester, ons almal. Amen. 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 Kom ons sluit net ons oë. Vader, ek loof en ek prys U vanmôre. Ek dank U vanmôre, my God, dat ons vanmôre kan instap en net vir U geniet, Here. Dankie Here dat ons vanmôre net kan bly wees. En net kan weet dat ons God lewe. Here, die woord sê so mooi, en daardie oomblik wat die gordyn skeur, het die graf te oopgegaan. Halleluja, en die heiliges het opgestaan. Here Jesus, U wys vir ons deur daardie kosbare teksie, dat U het die dood oorwin. Want al die Ou Testament gelowiges het opgestaan uit die graf, en die oomblik toe U opvaar in die hemel, het hulle saam met U opgegaan, my God. U het vir ons gewys, die dood is oorwin, die graf is leeg, dis net jou liggaam wat daar lê, want die heilige, die geestelike, die heilige saam met my weg. Dankie Here Jesus, dat U in daardie donker oomblik, dat ons kon gesien het, Here, dat ons kan ervaar, ook ons graf is leeg. Ons graf is leeg vandag, Here. Omdat ons U liefhet, is ons graf leeg, Here. Ons hoef nie te vrees oor die dood nie. Ons graf is leeg, want U kan nie wag dat ons saam met U moet wees. Here, daar die kosbare onthaal wat U vir ons voorberei. Ons is vanmôre die tempel. Ons is vanmôre die tempel. En hierdie allerheiligste God woon vanmôre in sy tempel. Prys die Here. Waar geen gordyn is. Dankie my God. Hierdie kragtige God kom woon hier in ons. Want in U is ons alles. Here, U kom woon in hierdie tempel en U maak ons heilig. Want waar U is by God is daar heiligheid. Dankie o Heilige Gees dat U ons vernuwe elke dag. Dat U ons vul met U liefde en blydskap elke dag. Om meer en meer soos Christus te lyk. En daar waar ons in U teenwoordigheid en waar U woon by God, daar blink ons gesigte. Want U is binne in ons by God. En omdat U hier diep binne in ons bly, Here, blink ons voorkoms, Here. Ons smile, Here. Ons sit nie meer hier in die duisternis nie, Here. Niks hou ons terug nie. Ons het deur gegaan. Ons het deur oor hierdie gordyn getrap. En omdat ons hier deur gegaan het, smile ons, Here. Ons verbly ons in die Here, want ons moet bly wees. Dankie Here, dankie vir Filippense wat vir ons môre vanoggend so mooi oopbreek, dat ons kan instap met danksegging, gebed en smeekinge en alles wat ons vra in U woord sal vir ons gegee word. Is dit nie kosbaar vandag, Here? Ek stink nie meer, Here. Ek stink nie meer van sonde nie. Ek stink nie meer van ongeregtigheid nie meer, by Here. Ek stink nie meer van die wêreldse dinge nie, maar ek blink vir Christus.
Ek blink vir Christus en daardie spieël wat dwars deur my skyn, dit verblind die sondaar. Dit bring die sondaar onder veroordeling. Here, dis hoekom hulle dinge sal sê en doen teen kind van God, en om te probeer om kind van God te verneder en af te breek, want die spieël weerkaats, en hierdie spieël weerkaats en sê, daar's dinge in jou lewe wat nie reg is nie, want die heerlikheid van God wat binne in ons is, dit weerspieël, en dit bring mense onder veroordeling vanmôre, Here. Ek bid vanmôre, my God. Ek bid Here vir 'n aardbewing vanmôre in ons dorp. Ek bid vir 'n aardbewing vanmôre vir mense wat by die huis sit met 'n valse verskoning. Ek bid vir 'n valse verskoning dat U 'n lewe sal skud vanmôre, my God. En ons moet baie versigtig wees as God begin skud. As daar die aardbewing begin, want al wat ongeregtigheid sal uitpeel. Daar's gewoonlik baie ou klippe en rotse wat die wêreld volval. Daar's mense wat so smag om vanmôre in U teenwoordigheid in te stap. O, halleluja. Halleluja, dankie Here. Daardie skeur van die gordyn het op die Ou Testament weggevat. Daardie skeur het gemaak dat daar 'n Nuwe Testament is, Jesus. En deur sy genade is ons gered. Deur die genade is ons gered, my God. Deur daardie bloed wat gekom vloei het, deur 'n volmaakte offer. Dankie Here. Nou as ons vanmôre in die nagmaaltafel sit, Here, dan wil ons sê dankie Here Jesus vir daardie bloed. Dankie Here Jesus vir U liggaam. Dankie dat U dit deurgegaan het, dat vanmôre die gordyn oopgemaak is. En ons is vanmôre het nagmaal gebruik, dan sit ons en ons raak 'n bietjie stil met die nagmaal. En ons sê dankie Here vir dit wat U gedoen het, want ek kan vanmôre in die heerlikheid van God instap. En ek kan hom eerstehands kan ek hom beleef en ervaar. Want U het in die woord gesê, as julle my sien, dan sien julle my Vader. En vanmôre kan ons die voorreg hê, met die gordyn wat oop is om die Vader te ontmoet in al sy glorie. Dankie Here. In al sy heerlikheid. Kan ons U ontmoet en ons kan U geniet. Wat 'n voorreg. Dankie Here. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Amen. Die wat kom help met die nagmaal asseblief. Dit is nie help. Ek wil hê mense, as ons môre die nagmaal vat, kom ons sit so 'n oombliekie. En ons sê Here, as daar dinge is in my gordyn, as daar iets is wat ek môre wegsteek, kom trek die gordyn vir my oop. Kom wys vir my vanmôre my God. Ek wil U heerlikheid geniet. Ek wil U teenwoordigheid geniet, ja. Ag mense, ons almal is so skuldig om baie keer dinge weg te steek. Maar vanmôre wil God net oopmaak. Hy wil net nuut maak. Want Jesus het nie verniet gekom. Hy het juis vir jou gekom. Juis vir jou gekom. So voel vanmôre, Here, ons voel vanmôre deel van hierdie groot geleentheid. Net prys U naam daarvoor.
Vader, dankie. Dankie dat ons deel van die liggaam kan wees vanoggend. Dankie, dis 'n voorreg het U hand met my God. Dankie dat ons vanmôre alle eer aan U kan bring, Here. Alle blydskap lê in U, alle vreugde en vrede is by U. En dat ons vanmôre kan blink van daardie liefde en vreugde wat in ons harte plaas. Dankie, Here, dat ons eendag kan uitroep, ons het die goeie stryd gestry. En ons het hierdie wedloop voltooi. Omdat U vir ons help, Here, elke dag. Dankie, Here, dat ons aan so 'n wonderlike tafel kan kom sit en kan weet dat in die wêreld word gespot van die nagmaal. Maar vir U is dit heilig. Want dit wat daar gebeur het, is vir U heilig. Dis 'n baie sensitiewe punt, my God. Waar U U seun gestuur het om te sterwe. Waar hy verneder is, die God van alle gode, is verneder deur die mens. Aan 'n kruis. 'n Vloek geword vir elkeen van ons, Here. Sodat geen vloek meer op ons lewe kan 'n vat meer kry. Vir ons kom sonde, al ons sonde op hom gekom neem het. Maar nogtans het U daardie bitter beker met al hierdie sonde dat U gedrink. En terwyl U in hierdie pyn hang, nog 'n laaste keer uitgeroep het. Here, wees hulle genadig. Vader, wees hulle genadig. Dis net liefde wat daardie woorde uitgedryf het uit U mond. Uit U hart. Vader, wees hulle tog genadig. En ons weet, Here Jesus, tot vandag toe, elke dag, elke oomblik, sit en roep daardie woorde nog, dit weer klink nog altyd in God die Vader se ore. Wees hulle genadig. Dankie. Dankie, Jesus. Ons prys U daarvoor. Amen. Amen. Ons kan saam en dan sing ons weer lekker saam. Sê wat ons so lekker kos, dis heerlik. Daar lekker borde kos. Soetpatat en alles. En pudding. Sal ek doen dat ons afsluit. Ons kan nou so met die afsluit. Sal hom kom vir ons net die seën uitspreek. Wens op verjaardag.
Hoe? Nou maar kom ons eers vir hom sing. Wensel, wil jy by pastoor kom staan? Gaan jy vir pastoor 'n persent bring? Nou kom ons sing vir hom. Wie? O, natuurlijk. Nou, maar dan moet ons nog, ek weet nie hoe sing hy ons. Maatjies. Okay, kom ons sing maar maatjies. Veel geluk, lieve maatjies, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Dankie Vader, dat U vir ons hierdie goddelike geleentheid skenk om saam met U te kan wees in hierdie oomblikke. Kom God, Heilige Gees, raak ons aan nou. Vul ons met U krag en U werk. Asseblief, Vader, ons wil U net eer en loof en prys vir wat U gedoen het. Dat U, Vader, in gehoorsaamheid gekom het, mens kom word het, onder ons kom woon het en gewerk het, dat ons kan sien hoe dit moet gedoen word. Ja, Vader, kom God, Heilige Gees, en gee vir ons krag, dat ons in gehoorsaamheid U sal volg, Vader, elke dag. Dat ons U hande, U voete, U oë en U ore sal wees, dat U verheerlik kan word. Daarvoor eer ons U en loof ons U en prys ons U. In die wonderlike naam van Jesus, ons koning en ons verlosser. Amen. Amen.